Hartlik welkom by hierdie voorlesing van die Sabbatskoollesse, spesiaal voorberei vir blindes en swaksiendes. Die lesse word verskaf deur die Algemene Konferensie van die Sewende-dag Adventistekerk en die voorlesing word deur Marleyna Nel gedoen, namens SSL. Inleiding van die derde kwartaal se eerste les. Exodus, reis na die beloofde land. Die God wat in die boek Exodus geopenbaar word, is die liefdevolle Here wat op die vasgestelde tyd en deur sy kragtige dade redding en bevryding aan sy volk gebring het. En toe die son wou ondergaan, val 'n diepe slaap oor Abraham en kyk, skrik en groot duisternis het hom oorval. Daarop sê hy vir Abraham, weet verseker dat jou nageslag vreemdelinge sal wees in die land wat aan hulle nie behoort nie. Daar sal hulle diensbaar wees en verdruk word 400 jaar lank. Maar ek sal ook die nasie oordeel wat aan hulle diensbaar moet wees en daarna sal hulle uittrek met baie goed. Maar jy sal na jou vaders gaan in vrede. Jy sal in 'n goeie ouderdom begrawe word. En die 4de geslag sal hierheen terugkom, want die ongeregtigheid van die Amorite is tog nog toe nie vol nie. Genesis 15 vers 12 tot 16. Die uittog uit Egipte en die deurtrek deur die Rooi See was bepalende en unieke gebeurtenisse. God se indrukwekkende en wonderbaarlike dade. Geen groter of meer glorieryk gebeurtenis het voor die kruisiging in die geskiedenis van die antieke Israel plaasgevind nie. Dit is die evangelie, maar volgens Moses. God het op wonderbaarlike en herhaalde maniere opgestaan om sy sorg en beskerming vir die Hebreërs te toon, ten spyte van hulle aanhoudende afvalligheid. Sy genade het al hulle insigte en gevoelens oortref. Met 'n uitgestrekte arm het die Here sy volk na vryheid gelei. Dit was 'n ongekende handeling. Hierdie onverwagse reeks goddelike ingrypings was die begin van hulle hernuide reis met God, 'n reis vanaf Egipte na uiteindelik Kanaan. Hoewel Moses 'n belangrike rol in Exodus speel, gaan die boek nie oor Moses nie, maar oor God, die God van liefde, waarheid, geregtigheid, vryheid en vergifnis, die God wat uiteindelik vir ons aan die kruis gesterf het. Deur Exodus te bestudeer, kry ons 'n unieke blik op wie ons God werklik is. En wie is hy werklik? Hy is 'n God wat getrou gebly het aan sy volk ten spyte van hulle ontrou. Hy was deur en tyd vir hulle, selfs wanneer hulle teen hom was. Weer en weer het hy aan hulle sy genade gewys, hulle bemoedig, reggehelp en goddelike leiding gegee. Hy het hulle op die beste moontlike manier gelei en wou hê hulle moes hom, uit liefde vir hom en sy karakter, vrywillig aanbid en gehoorsaam wees, alles tot hulle eie voordeel. Die God van Moses is die God van verhoudings. God se belangrikste doelwit was nie om iets te bereik of 'n agenda af te handel nie. Eerder was sy grootste doel om 'n betekenisvolle verhouding met sy uitverkore volk Israel te skep. Hy het hulle na Sinaï gelei om hierdie diep gemeenskap tot stand te bring. Die uittog uit Egipte en die deurtrek deur die Rooi See was bepalende en unieke gebeure. God se indrukwekkende en wonderbaarlike dade. Die apostel Paulus leer dat wat met God se volk in die verlede gebeur het, 'n les is vir ons, sodat ons uit hulle foute kan leer en die Here vandag getrou kan volg. Hierdie dinge het met hulle gebeur as voorbeelde vir ons en is opgeskryf as waarskuwings vir ons op wie die einde van die tyd gekom het. 1 Korintiërs 10 vers 11, Afrikaans 83 vertaling. Hierdie gebeure uit die verlede moet vandag vir ons 'n waarskuwing wees en 'n bron van onvergeetlike onderrig wees. Ons behoort dit te lees, te bestudeer en daaruit te leer, want hoe verskillend die omstandighede ook al mag wees, die geestelike beginsels bly dieselfde. Die plan vir die kwartaal, 13 weke in Exodus.
Hier is die beplande indeling van Exodus vir die komende 13 weke. Elke week fokus op spesifieke hoofstukke en temas. Slawerny in Egipte, die geboorte van Moses en Moses se eerste 40 jaar, Exodus 1 en 2. Moses se roeping, Exodus 3 en 4. Komplikasies, wanneer dinge eers erger raak, Exodus 5 en 6. Die eerste 9 plaag, Exodus 7 tot 10. Die 10de plaag en die viering van die Pasga, Exodus 11 en 12. Bevryding uit Egipte en die Rooi See ervaring, Exodus 13 tot 15. Die reis na Sinaï, Exodus 16 tot 18. Die gawe van God se verbond en die 10 gebooie, Exodus 19 en 20. Toepassing van God se wet, Exodus 21 tot 23. Die verbondbevestiging en die plan van die tabernakel, Exodus 24 tot 31. Die goue kalf afval en Moses se voorspraak, Exodus 32. God se selfopenbaring en Moses se straalgesig, Exodus 33 en 34. Die tabernakel gebou en ingewy, Exodus 35 tot 40. Elke week fokus op kerngedeeltes en belangrike gebeure uit die aangeduide hoofstukke. Mag ons genadige Here ons seën terwyl ons hierdie belangrike boek bestudeer wat ons herinner aan hoe God sy volk wil lei van slawerny na vryheid, van die dood na die lewe en van die woestyn na die nuwe Jerusalem. Maar julle het gekom by die berg Sion en die stad van die lewende God. Hebreërs 12 vers 22. Jiri Moskala, professor in Ou Testament eksegese en dekaan van die 7de dag Adventiste Teologiese Seminarium by Andrews Universiteit.